Interessant daai laaste gedeelte, reinheid, nee, dis nogal iets wat in ons generasie baie aangeval word, is ons reinheid. God is regverdig, maar hy's ook liefdevol en hy's genadig. Ek wil vir jou sê, jy's in die genade tydperk. Ons is almal skape, ons loop agter hom aan in sy voetspore. Gemeente, elkeen van julle is leiers. Hoe gaan jy lei in 2026? Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorberei sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Ek wil vanaand bietjie met julle gesels oor wees 'n leier soos Jesus Christus. En ek wil heel eerste jy moet na die persoon langs jou toe draai en sê, jy is 'n leier. Jy is 'n leier. OK, wonderlik. Wonderlik. Is daar enige iemand wat nie gehoor het jy's 'n leier nie? OK, ek wil net vir jou sê, jy is 'n leier. Almal wat daar een kant sit, daar agter, jy is 'n leier. OK? Baie van ons, almal van ons is geroep om 'n leier te wees. As jy die dag gekies het om Jesus Christus te volg, het jy onwetend 'n balkie op jou gesit en mense hou jou dop. Jy is 'n leier. As jy die dag jou lewe vir Jesus Christus gegee het, is jy outomaties 'n leier. Nou ek wil vir jou vanaand sê dat nie almal van ons is geroep om ewe sterk leiers te wees nie. Van ons is geroep om CEO's van maatskappye te wees en ander van ons is geroep om 'n leier te wees in jou huis met jou kinders en jou vrou. Nie elkeen van ons is geroep om 'n CEO leier te wees nie, maar God het jou geroep om 'n leier te wees. En ek wil vanaand so 'n bietjie met jou gesels oor leierskap. Ek het so 'n paar punte wat ek graag met jou wil deel oor leierskap. Nommer 1 is, leiers moet 'n voorbeeld wees. 1 Timoteus 4 vers 12 sê die volgende, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Is nogal mooi, nee? Ek wil net daai laaste gedeelte weer lees. Wees 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Nou, Paulus skryf hier vir Timoteus. Timoteus was nog 'n jong seun toe hy 'n leier in die kerk geraak het. Soos wat baie van ons jong leiers in die kerk is. Ons het vanaand gesien, hier staan 'n klomp skoolleiers, maar net so het ons 'n klomp leiers hier in die gemeente, 'n klomp jong leiers wat lei. Nou, hierdie gedeelte is vir my so mooi, want dit praat oor, ons moet leiers wees wat as voorbeeld moet voorloop. Ons moet lei deur dit wat ons sê, ons optrede, hoe ons mekaar liefhet, hoe ons geloof beoefen en in reinheid. Interessant daai laaste gedeelte, reinheid, nee, dis nogal iets wat in ons generasie baie aangeval word, is ons reinheid. Jy geweet, God het ons opgeroep om rein en heilige lewens te leef? Nee? God het ons opgeroep om rein en heilige lewens te leef. As jy 'n leier in die koninkryk van God is, moet jy 'n rein en heilige lewe leef. Jy moet 'n voorbeeld wees. My tweede punt is, leiers moet regverdig en genadig wees. Nou hierdie is 'n groot ding. Micha 6 vers 8 sê, nee, hy het reeds gesê wat reg is. Die Here verwag van julle om reg te laat geskied, om lief en trou te bewys en om nederig voor God te lewe. Nou, ek weet nie van julle nie, maar hierdie is vir my altyd 'n moeilike konsep om te verstaan, nê? God is 'n regverdige God, maar hy is ook 'n liefdevolle en 'n genadige God. En jy kan nie hierdie twee goed van hom skei nie.
Dis soos 'n muntstuk met twee kante, nê? God is regverdig, maar hy's ook liefdevol. En hy's genadig. Nou interessant, so 'n paar weke terug sit ons so 'n bietjie met die tieners en een van die tieners bring 'n baie moeilike vraag na vore. Soos wat tieners doen. Die van julle wat tieners in die huis het, sal weet, baie keer vra hulle onmoontlike vrae wat 'n ou nie altyd weet hoe om te antwoord nie. En ek so bly Theodor bedien die oggend woord, so ek kon bietjie terugsit en net kyk en so bietjie hierdie antwoord bedink. En hierdie tiener vra, gaan nou nie nog 'n geleentheid wees om jou hart vir die Here te gee nadat ons dood is nie. Nou ek wil vanaand vir jou sê, want ek sien daar's 'n paar van julle wat my vreemd uitkyk. Ek wil vir jou sê, jy's in die genade tydperk. As jy nie hier jou keuse maak nie, is dit verby. God is genadig en hy gee vir ons die geleentheid om hom te kies, maar hy's ook regverdig. Die dag as jy jou laaste asem uitblaas, is daar ongelukkige keuse wat jy moes gemaak het voor daai tyd. Daar gaan nie weer 'n geleentheid wees nie. Dis 'n moeilike vraag, nê? 'n moeilike vraag om te moet hanteer. God is genadig, maar hy's ook regverdig. Hierdie muntstuk met twee kante. Nou ek wil vir julle weer 'n storie vertel, want ek dink dis die beste storie om hierdie ding te verduidelik. Nou as jy so 'n paar weke terug in die kerk was, wat ek hoop, sal jy hierdie storie ken. Maar dit is so 'n goeie storie dat ek dit graag weer wil vertel. Pastoor George sê altyd, as jy nie 'n preek 2 keer kan preek nie, moes jy hom nie 1 keer gepreek het nie, nê. So wonderlik, dis pastoor George se skuld. Ek gooi hom bietjie onder die bus vanaand. Nou die storie gaan as volg. Daar was 'n baie regverdige en liefdevolle koning. Hy was geliefd deur die hele land omrede hy liefdevol en regverdig was. En dan op 'n dag kom hy agter, maar uit hulle skatkis uit raak daar geld weg. En hy skryf toe hierdie wet dat as die persoon gevang word wie uit die skatkis uit steel, gaan hulle 20 houe ontvang. En 'n paar maande gaan verby, maar die steelery hou nie op nie en hulle vang ook nie hierdie persoon wat gesteel het nie. En op 'n dag is die koning moedeloos en hy verander hierdie wet. Hy sê toe, die persoon as die persoon nie ophou steel uit die skatkis uit nie en ons vang jou, gaan jy 40 houe toegedien word. Nou die van julle wat so 'n bietjie geskiedenis ken, weet dat as jy 40 houe ontvang, dit 'n doodvonnis is. En so 'n paar weke gaan verby en hulle vang toe die persoon wat steel uit die koninklike skatkis uit, en dis die koning se dogter. En die hele land raak so stil. Want hierdie is 'n regverdige koning. So hy moet die wetgewing uitdien. Maar hy's ook 'n liefdevolle koning en ek weet nie wie van julle nie, maar as ek 'n liefdevolle pa is, gaan ek nie laat hulle my dogter doodslaan. Ek het die mag. As jy die koning is, kan jy die wetgewing so bietjie draai en verander, nê? Maar dit beteken dat hy sy regverdigheid sou moes prys gee. En hy sê toe vir die mense, wel, hierdie is die wetgewing, so my dogter gaan moet 40 houe ontvang. En so op 'n dag sit hulle die dogter op die executioner bank neer, en die soldaat wat die straf moet uitdien staan reg om haar te slat. En soos wat hy sy arm oplig om die eerste hou te gee, skree die koning, stop. En die koning loop daar af van sy troon af met die trappe, op met die trappe weer na die executioner bank toe. En hy trek sy hemp uit en hy gaan vou homself om sy dogter. En hierdie soldaat aan die kant sê, koning, ek kan jou nie slat nie. Die koning sê, slat, die straf moet uitgedeel word. Ek kan nie as 'n regverdige man bekend staan as die straf nie uitgedien word. En so het
het hierdie soldaat 40 houe op die koning se rug geslat en die koning is dood. Maar sy dogter kon vrygaan. Hierdie storie is presies die storie wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Hy het die straf van sonde gevat, sodat ek en jy kan lewe. 'n regverdige koning, want daar was 'n straf vir die sonde, maar ook 'n liefdevolle koning, wat vir ons so lief was, dat hy nie eers sy enigste seun gespaar het vir ons nie. Ongelooflike storie. Volgende punt wat ek graag met jou wil deel vanaand. Is 'n leier gee kultuur oor. Deuteronomium 6 vers 6 tot 8 sê die volgende: Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hand en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Ek het bietjie gaan oplees oor hoe bepaal 'n mens kultuur in 'n plek? Want kultuur speel 'n groot rol, né? Is dit nie so nie? Die manier hoe ons optree in 'n plek is kultuur. Die rede hoekom ons almal vanaand hier mooi ordelik ingesit het, sag gepraat het voor die tyd, mooi netjies stil sit en na my luister, is kultuur wat ons geskep het, of wat die pastore voor my geskep het vir jare lank, né? Is kultuur. Nou kultuur word op twee maniere geskep. Die eerste een is deur 'n voorbeeld te wees. As jy wil hê mense moet hulle hande in die kerk opsteek en hande klap en saam dans met die musiek, dan moet jy as voorbeeld dit demonstreer. As jy wil hê ons moet in die woord indelf en ons gemeente moet die woord goed ken, dan moet ons Bybelplanne voorberei en ons moet self die woord goed ken, né? Ons moet as voorbeeld lewe. Die tweede manier om kultuur te skep in 'n plek is om goed toe te laat. Goed of sleg. As ons toelaat dat mense op die kerkterrein rook, gaan dit die kultuur raak van die kerk. As ons toelaat dat ons kinders nie op Sondag kerk toe gaan nie, gaan dit die kultuur raak van ons gemeente. Dit wat ons toelaat, raak kultuur. En dit sit ons as leiers in 'n baie moeilike posisie, nê? Want dit beteken ons moet goeie voorbeelde wees, maar dit beteken ook ons kan nie die sleg toelaat nie. Ons moet opstaan vir dit wat reg is en ons moet sê, "Hey, waar's jou kinders? Hoekom is hulle nie saam met jou in die kerk nie?" Dis hoe ons kultuur skep. As ons goeie leiers wil wees, moet ons kultuur skep. Ons moet die slegte nie toelaat nie en ons moet 'n goeie voorbeeld wees. My laaste punt is 'n leier moet voorloop. Johannes 10 vers 4 sê, wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Een van die beste skaapwagters wat ons ken, se naam is Jesus Christus, nê. Ons is almal skape, ons loop agter hom aan in sy voetspore. As leiers, ek weet julle het al baie dit gehoor, die hoogste bome vang die meeste wind, nê. As leiers is ons op 'n plek waar ons moet voorloop, waar ons mense moet vat na hoër hoogtes toe. Maar ek wil vanaand vir jou as leier iets sê, jy kan nie iemand vat waar jy nie self was nie. As leiers moet ons die onbekende gaan explore. Ons moet meer tyd in die woord spandeer. Ons moet meer tyd by Jesus se voete gaan spandeer, sodat ons mense kan vat na waar ons al reeds was. As leiers word ons geroep om voor te loop. Dit beteken, ons kan nie verskonings hê as ons onsself swak gedra nie. Ons kan nie verskonings hê as ons mense wil lei, maar nog nie op 'n plek was nie. Ons is veronderstel om voor te loop, vooruit te gaan en mense
saam met ons daarheen te vat. Gemeente, elkeen van julle is leiers. En ek wonder as ek jou vanaand moet vra, hoe lei jy? Kan mense sien deur die manier hoe jy praat en optree, dat jy 'n kind van God is? Kan mense sien die manier hoe jy ander hanteer, hoe jy hulle optrek, hoe jy hulle lewe net beter maak, dat jy 'n kind van God is? En dan die belangrikste vraag is, daar lê 'n hele jaar voor ons, 2026. Hoe gaan jy lei in 2026? Ons kan nie dieselfde lei as wat ons hierdie jaar gelei het nie. God wil ons vat van krag tot krag, gemeente. En dit gaan beteken, jy gaan moet voorloop. Jy gaan moet vooruitgaan. Jou verhouding met God gaan moet verdiep, sodat ons ander kan saamvat. Kom ons sit so, kom ons sluit net ons oë. Here Jesus, wat 'n kosbare woord vanaand, Here, om te weet, elkeen van ons is geroep om leiers te wees. Here, ons is geroep om vooruit te gaan. Ons is geroep om voorbeelde te wees, Here. Ons is geroep om kultuur te skep, Here. Ons is geroep om nie die slegte toe te laat nie, Here, maar om die goeie na te streef. Here, vanaand wil ek bid vir ons leiers van 2026. Here, mag hulle leiers wees wat deur U gelei word, Here. Here, mag hulle leiers wees wat voorloop, wat mense saam met hulle vat na hoër hoogtes toe, sodat ons kan gaan van krag tot krag. Here, U is ons God en ons koning en ons is ongelooflik lief vir U. Here, mag ons vanaand ons harte net opnuut weer voor U oopmaak. Heilige Gees, kom vul ons, sodat ons goeie leiers kan wees. Mag 2026 'n ongelooflike jaar vir ons wees, Here. Mag dit 'n jaar wees wat U ons ontwikkel en ons laat groei, maar dat ons ook anders sal saam met ons vat na die hoë hoogtes toe, wat U ons heen wil lei. In Jesus naam bid ons dit. Dis almal sê, amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor Franco jou help om varshou te wees, wat ander blootstel aan die smaak van Jesus se karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.